Shalom, baie welkom by die getuienis. Ons gasspreker vandag is Cecile Mans. Haar lewe begin soos 'n sprokiesverhaal, waar haar huis waarin sy groot geword het net liefdevol en perfek was. Maar op die ouderdom van 11 verander hierdie sprokiesverhaal in 'n tyd van trauma, waar sy haarself bevind het, waar haar held, wat sy so opgesien het na, oorlede is. Cecile, baie welkom. Dankie. Daai held wat oorlede is, was jou pa gewees. Ja. En jou lewe het heeltemal verander nadat jou pa oorlede is. Vertel 'n bietjie vir ons van daai verhaal. So, daai aand kan ek vir niemand eintlik beskryf nie. En ek dink as daar mense is wat hulle held of iemand baie belangrik in hulle lewe verloor het, sal hulle verstaan waarvan ek praat. Die aand toe my pa sterf, toe verander ons hele lewe. Daar het soveel vrees ingekom, bekommernis, hoekoms, waaroms, jy's kwaad vir die Here, want jy voel, hoekom moes jou pa doodgaan, hoe gaan ons survive, hoe gaan ek en my ma cope, en my boetie cope, ek meen, my ma is 'n enkel ouer toe, met 2 stukkende kinders, en 'n plaas, wat se lande moet geoes word, en jy weet, dit was net crazy, en 'n mens besef nie, wat se vrees in jou inklim, as so iets gebeur nie. En, maar die Here het ons deurgedra deur dit, en so jaar later, toe ontmoet my ma weer iemand. En ek en my broer was baie excited daaroor, want toe dink ons kry 'n tweede pa, jy weet, hy sal nooit my pa se plek kan vat nie, maar ons gaan 'n pa figuur hê, wat ons daai leemte mee kon vul. En met 'n groot teleurstelling, het ons Kanada toe getrek. Ons was 16ers in die huis, dit was chaos. En ons het ons wou daai leemte vul met 'n mens, en met 'n groot teleurstelling het ons agtergekom, daai leemte gaan nooit gevul word deur 'n ander mens nie. Dit gaan net die Here wees wat daai leemte kan vul. So daar in Kanada het ek en my broer baie begin rebelleer. Ons is baie kwaad vir die Here, baie hoekoms en waaroms, hoekom ons deur dit moet gaan. Tog was dit 'n groot leerskool, dit was 'n groot opportunity om in 'n ander land te gaan bly, vir hoe lank. Maar ja, dit het ons bietjie laat rebelleer, jy weet, en ons het daai leemte in die wêreld gaan soek, en om daai seer weg te vat. En na 2 jaar het my ma toe weer geskei, en ons het terug Suid-Afrika toe gekom, en ek en my broer was heeltemal in die wêreld in. Jy weet, ons het 'n ma wat bid en glo en is 'n pastoor, en ons weet wat is reg, maar ons wil nie daai pad volg nie. En so ek dink dit was 3 jaar, 4 jaar na my pa oorlede is, toe is my broer in 'n karongeluk, en hy breek toe sy nek. So, daai was nog 'n trauma vir my in my lewe, waar ek amper iemand weer verloor het, wat die meeste vir my beteken. En die Here het hom nog 'n kans gegee, en sy getuienis op sy eie is awesome. Maar daar het ek net nog meer gerebelleer teen die Here, want ek het gevra, hoekom wil jy die mense wat die naaste aan my is, en waarvoor ek die liefste is, vir my wegvat? En ek dink, baie keer gaan baie mense deur dinge, wat hulle rug op die Here draai, maar eintlik is dit nie die Here se skuld nie. In 2014 ontmoet jy hierdie man wat jy gedink het jou lewensmaat gaan wees. Dit het so goed gegaan, dit het so mooi gelyk, maar ongelukkig het iets gebeur waar baie mense vandag oor vrees, en dit is oorspel. En daar moet jy nou al klaar weer deurwerk. Jy het nou al klaar deur hierdie emosies gewerk van jou broer, van jou pa wat oorlede is, en jou boetie wat jy amper verloor het. Nou moet jy weer deur hierdie emosie werk van verwerping en verlorenheid. En dan die grootste ene waarmee jy regtig vir jou groot uitdaging was vergifnis en vryspraak. Vertel net vir ons 'n bietjie, hoe het jy daaroor gekom? Wel, dit het my rukkie gevat van wakker te skrik, om eerlik te wees. Want ek het, in plaas van om na die Here toe te gaan, het ek na die wêreld toe gedraai. Weer eens het ek gevoel, dis die Here se skuld, want hy kon dit keer. Maar op die einde van die dag, ek het nooit by die Here gehoor of moes ek met hom trou nie.
Ja. Ek het my eie kop gevolg, ek het my, ek weet nie of sal ek sê dit was my hart nie, maar seker maar my hart gevolg op daai oomblik, en ek was nie daar in die Here gewees nie. Jy weet, ek het dinge gesoek in die lewe, omdat ek al hierdie leemtes het in my, en omdat ek nie uitgesorteer was nie, en ek het gegaan vir wat ook al ek kon kry, basically. En ja, daai was groot trauma in my lewe, want 'n mens trou nie om te skei nie. Jy trou om saam met die persoon uit te word, en ek moet sê, na my egskeiding het ek baie bad geval, as ek dit so kan sê. Want toe is ek baie kwaad vir die Here, en ek het absoluut in die wêreld ingedraai. Ek wou daai seer en daai leemte gaan vul het met drank en partytjie, en ek het my lewe begin weggooi, want ek het myself gaan soek in die wêreld. Ek het nie meer geweet wie se siel is nie, en ek dink baie mense gaan daardeur, en hulle verloor hulle self, soos ek is 'n hairdresser, en ek werk met baie vrouens, en ek hoor daagliks oor affairs en egskeidings, en dit maak my eintlik sad, maar kwaad in dieselfde tyd, omdat die wêreld so lyk en so aangaan, en mense besef nie wat se seer dit veroorsaak partykeer in gesinne en families nie. Ek meen, dit skeer families heeltemal uitmekaar uit. En jou vrou wees, want jy twyfel sommer dadelik in jouself, wat het jy verkeerd gedoen, wat's fout met jou, en hoekom, en waarom. En ek dink ook dit is moeilik op daai stadium om niemand te verwens nie, want jy het hierdie seer in jou, en om net jou skeiding by die Here te gaan soek, jou hulp by hom, en jou comfort, as ek dit so kan sê, om dit in hom te vind. Ek was baie kwaad gewees. Kyk, ek het reguit gesê, ek vergewe hom, maar ek gaan hom nooit geluk nie. Ja. En dan vergewe mense nie regtig iemand nie. En dit het lank gevat om hom werklik vry te spreek. Dis maklik vir mense om partykeer te sê, ja, maar jy moet vergewe. Die Bybel sê jy moet vergewe. Maar as jy dalk nie self daar was nie, is dit nie so maklike pad nie. En jy as mens kan dit nie regkry nie. Maar as jy die Here vra om jou te kom help, om daai persoon werklik vry te spreek en daai persoon te vergewe, dan kan jy oor dit kom. Absoluut. Maar Jy het op 'n stadium, jy vier nie Halloween nie, maar jy was mal daaroor gewees om die costumes aan te trek, en jy weet, uit te gaan, maar op 'n stadium trek jy soos die duiwel aan. Want jy was die heeltyd geoordeel gewees deur kerkmense, mense wat die Bybel ken en jou die heeltyd gooi met die Bybel, en op daai stadium het jy net eintlik gewens, jy kan iemand kry wat vir jou sê, Cecile, jy gaan okay wees. Ja. Maar al wat jy kry is hierdie oordeling die heeltyd, want jy het tattoos gehad, en jy het gerook, en jy het gedrink, jy was nou glad nie die prentjie wat hulle wou gehad het, 'n pastoorsdogter moes wees nie. En dit het jou baie seer ook gemaak. Vertel vir ons daai battle waardeur jy gegaan het. Jo, ek dink, omdat my ma pastoor is, het almal hierdie pedestal wat hulle jou opsit. Jy moet so lyk en jy moet dit doen, en hoe meer mense vir my gesê het, jy kan nie glo jy's 'n pastoor se dogter nie, dan raak ek net erger. Maar as ek soos, nou gaan ek vir jou wys wat ek kan doen. En daai was 'n struggle, en my ma het een keer vir my gesê, Cecile, jy gaan nog baie spyt wees oor jou tattoos. En ek was soos, maar jy het nie eers een nie, hoe weet jy? En ek kan vandag eerlikwaar sê, ek is baie spyt oor my tattoos, nie net oor die oordeel wat 'n mens kry daardeur nie, maar ook en ek sê altyd, dit is my opinie, dit is my ervaring wat ek gehad het met die tattoos, maar die geestelike deel daarvan en wat se deure jy op jou lewe oopmaak om dit te doen, is fenomenaal, en mense besef dit nie altyd nie. Byvoorbeeld die een, ek dink dit was so 4-5 jaar na my pa oorlede is, toe kry ek die tattoo op my nek. En toe ek die tattoo kry, toe val ek in 'n depressie in, soos nog nooit van tevore nie. Sure. En my ma moes al goed breek oor my. En die Halloween duiweltjie outfit, dit was net na my egskeiding. Toe het ek soos 'n duiweltjie gevoel, want ek het soveel haat en bitterheid in my hart gehad teenoor die persoon
dat toe my ma sê, in hemelsnaam, hoekom moes jy soos 'n duiwel aantrek? Toe sê ek, want ek voel soos een. Ja. En ek het gedink, ek drink gif en hy gaan doodgaan, maar op die einde van die dag gaan jy self dood as jy nie iemand kan vergewe nie. En dit was 'n struggle geweest. Dit het nie oornag gebeur nie. Dit vat tyd. En net die Here kan jou help met dit en jou genees op die einde van die dag. Daar het 'n verandering in jou lewe gebeur. Ja. En ons dank die Here daarvoor, want hy is die lig in jou lewe. En dit is hoekom jy vandag hierdie getuienis deel met mense. En want hy kan jou gebruik. In jou seer het hy jou gebruik ook. En jy vind liefde, jy vind die Here op 'n bonatuurlike manier wat jy dit nie eers verwag het nie. Vertel vir ons, waar was jou omkeer, waar die Here net ingekom het en gesê, Cecile, ek is lief vir jou? Wel, dit het alles begin met my boetie wat Travel Channel gekyk het. En hy het eendag my ma gevra, want ons het nog in Klerksdorp gebly, en hy vra, as jy kan trek, waartoe sal ma trek? En sy is Kaap toe. En hulle besluit toe, ons trek Kaap toe, want my sussie het ook 'n clean break nodig en weg van alles af. Ons trek te Kaap toe en my broer hulle het toe kruiskyk toe gegaan. Maar kyk, toe is ek mos nog in die wêreld. Ek laai hulle by die kerk af en dan gaan laai ek hulle weer op. En eendag het Clemens actually vir my gesê, Cecile, eendag gaan jy die regte persoon ontmoet en jy gaan vergeet van alles. En ek is soos, whatever, dit gaan nie gebeur nie. En so het lank verby gegaan, ek het in die wêreld gelewe en ek het actually een aand, ek het uitgegaan en my ma was baie bekommerd. En sy het na my boetie toe gestap en hulle het begin bid. En daai aand was my drankie gespike. En ek was amper dood daarvan. En toe het ek begin besef, weet jy wat, elke keer wil ek my leemtes gaan vul in kuierplekke en drank, maar die volgende dag voel jy net nog meer leeg as wat jy gevoel het die vorige dag. En ek het moeg geraak vir die wêreld. Ek het vir my ma gesê, ek kan nie so aangaan nie, want ek vernietig myself. En ja, toe het ek bietjie vir bevryding gegaan, obviously, met al my duiweltjies wat ek in my gehad het. En ek het saam met my ma kerk toe gegaan en Clemens het na my toe gekom en gesê, my boetie is single, ek gaan hom bel. En ek is nog soos, is jy mal in jou hart, like ek vir jou soos 'n pastoor se vrou. En ja, toe het ek en Daddy begin gesels en dit was net 'n fairy tale van daar af. Wat vir my so mooi is van jou verhaal, wat jy vertel, dat die golden key tot julle huwelik was dat julle gebid het gereeld of julle vir mekaar bedoel is. En ek dink dit is wat ons mis. En hoekom daar so baie skei sake is, want mense bid nie vir hulle lewensmaat nie. Dinge trek mekaar, maar dit is nie die Here wat ons by mekaar gesit het nie. Daar's ander redes wat jy getrek word en ons bedien soveel mense op 'n daaglikse basis wat met huweliksprobleme sukkel. En dan hoor jy, dit was as gevolg van geld wat hulle getrou het of ongelukkig wel is en al daai tipe van goeders wat 'n groot rol gespeel het in 'n huwelik. En ek glo, die golden key is om te bid en die Here te vra, wie is my lewensmaat? Want jy weet, dat as die Here jou lewensmaat gee, soos Markus 10 vers 9, as ek reg is, Markus 10 vers 9 sê, dat wat God by mekaar voeg, kan geen mens skei nie. En dis 'n belofte, dit is 'n woord wat hy gee, so hy gaan nie teen dit gaan nie. En dit is wat julle gedoen het in julle huwelik. Voordat julle nou getrou het, het julle seker gemaak, hierdie kom van die Here af. Ja, kyk, ons het baie hard gebid vir hierdie enetjie. Ons het die 15 Augustus begin praat. En ons was baie oop en eerlik met mekaar, want hy het ook kinders. So dit is nie net ek en hy wat gaan seer kry as ek nie uitwerk nie, daar's kinders involved ook en 'n mens moet dit ook in ag neem. En ek het 'n paar maatjies vir die Here uitgegooi om seker te maak ek trou reg of ek is saam met die regte persoon. So sy Paule het amper 'n dubbele hartaanval gekry toe hulle my sien. Hulle sê, ons lag actually nou nog daaroor, dan sê hulle, van al die vrouens op hierdie aarde kies jy die een wat met 'n nat koerant geslaan is. Maar nou is hulle nie vir my, maar
Een van die dinge wat ek wel gesê het is dat, of vir die Here gevra het is, as ek met hierdie man moet trou, moet sy Paul 'n man vaar. Want ek wil ook nie met iemand trou en sy ouers keer my nie goed nie. En ons het baie hard gebid en kyk, ek dink hy het ook verskriklik hard gebid of hierdie wyn met hierdie wille kat moet trou of nie. Maar ja, dit is ons het ons antwoorde gekry en ek moet sê ek het in 'n sprokieslewe geleef om te dink as dit die man van die Here af is, gaan ons nooit vassit nie. Ons gaan nooit verskil nie. En toe slaat dit my soos 'n nat vis, toe besef ek nee. Ons gaan nog steeds verskil en ons het verskillende opinies maar as die Here in die verhouding of jou huwelik is, dan is dit net soveel makliker en is soveel beter en dis mooier. Alles is mooier. Die verskille is mooier en die fights is mooier en ja. Hulle sê altyd die opmaak is die lekkerste. Yes. Fight en dan maak jy op. Maar ek wil nou vir jou vra, Cecilia, jy praat oor hoe wonderlik dit in julle huwelik is. En ek dink daar's baie wat vandag sukkel in hulle huwelike. Wat sê, maar Cecile, ek is nie gelukkig nie. Ek weet nie, ek verstaan nie my man nie, my man verstaan my nie. Wat sal jy sê as jy mense na julle toe kom en vir hulp vra vir hulle huwelik? Wat sal jy vir hulle sê? Ek sal sê bid. Partykeer wil ons, wat ek mag, want ek het 'n groot mond aan my en ek kan partykeer baie te veel praat. En ek het geleer dat as daar situasies kom, bid daaroor, gee dit vir die Here. As jou man dalk goed doen waarmee hy nie moet besig mee wees nie, bid daaroor, gee dit vir die Here, want net die Here kan hom oortuig as hy iets verkeerd doen. Hoe meer jy gaan moan en praat daaroor, hoe erger gaan hy word. Ek sal nie, skei is die laaste opsie, want dit verwoes te veel lewens, dit skeer families uit mekaar uit. So ek sal altyd sê, gaan na die Here toe. Ek moet sê, toe ek in standaard 5 was, het ek vir die eerste keer van my man gebid. My man, of nee, ek het nie eintlik gebid nie. My boetie het na my toe gekom en ons het skool gespeel, ek en my vriendin. En my boetie kom daar aan en hy sê vir my, Sissie, ek gaan nou onderwyser wees en julle gaan nou vandag vir my 'n essay skryf. En nou skryf julle vir my wat soek julle in die toekoms. Wat se man soek julle in die toekoms. En ek begin dink. Nou jy weet, ek het ook geleer uit my familie se foute uit en ek het altyd gesê, ek sien dat hulle verkeerd doen, ek gaan dit nie doen nie. En ek begin so mooi dink en ek sê, ek soek 'n man wat my op my hande kan dra, wat vir my lief is, wat deur dik en dun, of daar nou geld is of nie geld is nie, dat ons close sal wees. En ek het vir die Here gesê, ek soek 'n man met mooi hande. My vriendin, my vriendin aan die ander kant, sy soek hierdie man hy moet skatryk wees, hy moet 'n baadjie, hy moet hierdie paleis hê, en alles gaan net oor hierdie weelde in hierdie huwelik. En tot ons verbasing, toe ek nou getrou het, en sy het nou haar vriend ontmoet, en so aan, het die Here my die een keer terug, en hy sê, Jonita, onthou jy in standaard 5 wat jy gevra het vir my? Hy sê, gaan dink 'n bietjie oor wat het jy geskryf. Hy sê, kan jy van daai boksies aftik? En ek gaan so af, en ek kan elke ene aftik, en ek dink net, joh, die Here het vir my gegee wat ek gevra het, en nog meer. Want hy het geweet, in my het hy geweet wie ek is, en waarvan ek hou, en hy het geweet wat is die perfekte deksel vir my. Yeah. En aan die ander kant, my vriendin, sy het presies gekry wat sy gevra het. Sy het hierdie man gekry wat hierdie ryk is en alles, maar daar's nie liefde nie. Myne was spesifiek gewees, Here, my man moet vir my lief wees deur dik en dun. En ek het dit gekry. En daai dink ek, as ons net altyd na die Here toe gaan, soos jy sê, en vir die Here vra, Here, wie is ons lewensmaat? En dan daaroor te bid, sal dit net goed gaan. En dit is net daai golden key waarvan ek praat. Maar wat se woord het jy vandag vir vrouens of selfs mans wat na jou getuienis luister, wat deur 'n soortgelyke ding gegaan het, deur egskeiding, of selfs wat vasgevang is in alkohol of verslawing of wat ook al as gevolg van egskeiding en verwerping en daai tipe van dinge waardeur hulle gegaan het. Wat kan jy vandag vir hulle sê? Ek sal vir hulle sê dat bring jou bekommernisse en jou vrese en jou seer en jou
jou gebrokenheid na die Here toe, want geen substance gaan dit vul nie, geen substance gaan dit genees nie. Die belangrikste is om by die Here uit te kom. Dis al wat ek kan sê. Want sonder die Here is jy ook maar niks nie. Dis waar. En jy is okay. Jy gaan okay wees. Dis die woorde wat ek wou gehoor het toe ek deur my moeilikste tye gegaan het. Is jy's okay. En dit was van iemand wat jy dit die minste voor verwag het. Ja. Ja. Toe jy daar in die salon besig was, vertel net gou vir die kykers. Daai was actually my skoonsussie, maar ek het nooit geweet sy is 'n pastoor se vrou nie. En ek het haar die dag gedoen en ons het gesels en sy was so aanvaarend teenoor my. Ek dink ek het nog daai tyd actually daai braids ingegaan en ek was donker getan. Mense het nie geweet wat sy ras is ek actually. Die neusring en die tattoos, jy weet, die willer, saam my sigaret. En sy het my met soveel liefde hanteer. Toe ek na die tyd hoor sy is 'n pastoor se vrou, dis pos ek amper uit. Dis soos jy jou. En sy was so liefdevol teenoor my en ek dink daar die grootste shift in my ingekom. My mindset het gechange teenoor kerkmense want ek het maar dink teenoor kerkmense gehad van hulle judge 'n mens, maar hulle weet nie waardeur jy was nie en jy wil net hoor jy's okay. Jy wil nie met klappe uitgedeel word nie, jy weet. Cecile, as mense jou vandag wil kontak, kan hulle jou op WhatsApp kontak. Cecile se besonderhede sal nou op die skerm verskyn. Dit is vir haar belangrik dat jy haar WhatsApp en sy is baie besig deur die dag. So as jy hulp nodig het, stuur net vir haar 'n WhatsApp en sy sal met julle in kontak kom daarna wanneer sy 'n tydjie het. Maar ek wil vandag vir iemand sê wat dalk na hierdie getuienis luister en hulle voel maar sal die Here ooit vir my kan lief wees vir dit wat ek gedoen het. Ek is in so diep gat. Ek het dan so bad dinge in my lewe gedoen. Hoe kan die Here my lief hê? Weet julle, ek het goeie nuus vir julle, want Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gestuur het, sodat jy vandag kan vry wees. En die Here is lief vir jou. So moet nooit voel, ek is te sondig voor die Here nie. As jy net vandag jou hart vir die Here gee, kan hy jou lewe ook verander, net soos wat hy dit vir Cecile gedoen het. Cecile, baie dankie vir jou getuienis. Mag die Here julle kragtiglik gebruik, van krag tot krag. En ons is dankbaar dat jy vandag in jou posisie staan, pastoorsvrou. Amen. Van die getuienis van wil ek net vir jou sê dankie, daar's weer 'n Dankie. En jy kan hom geniet as jy daar 'n koffietjie uitdrink. Dankie. Dankie dit. Ons gaan julle groet tot 'n volgende keer. Shalom. Cecile. Julle maak my nervous. Ek kyk vir die kamera en sien ek al hierdie oë wat my